Hemelvader, dankie dat Here liefde gegroei het daar waar u bloed gevloei het. Want u het alles vir ons gedoen in liefde. Omdat u ons so lief gehad het, het u eie lewe gegee. En dankie vir daai liefde, dankie vir daai liefde wat ons vanoggend weer kan ervaar, waar ons die kruisiging gaan herdenk. En Here seën elke boetie en sussie, ook elkeen wat luister na die uitsending, dat hulle net weer sal verstaan waaroor gaan vanoggend Goeie Vrydag. Dankie Here vir dit wat u vir ons gedoen het. Die lof en die ere kom u toe, Vader. Amen. Nou broeder en suster, dankie dat u vanoggend hier is. Ek het besonderse boodskap wat ek vanoggend vir u gaan bring, maar ook Sondag. En dan asseblief môre aand, bring iemand saam. Ons het so paasproduksie wat ons doen. En daar's regtig besonderse sang-items, opvoering. Dit is regtig iets besonders. So ons kyk uit vir u om hier te wees en ek weet dat die Here vir ons baie ryklik gaan seën. Nou ek gaan vanoggend met u praat oor deel 1 van Love Grew Where the Blood Fell. Maar ek wil op 'n ander wyse begin en dis nou nie daarop nie. Ek het vanoggend toe het Melanie se niggie vir my iets gestuur. En ek wil dit vir u lees want dit som vir my eintlik die kruisiging en al die gebeure rondom dit so mooi op. It's Friday. Peter is asleep. Judas had betrayed him. Mary is crying. Hope is lost. Death has won. Satan is laughing. Jesus is buried. A soldier stands guard. A rock is rolled into place. But Sunday is coming. Ons is wel by die kruisiging waar ons moet stil staan vandag. Maar Sondag is op pad. Waar ons gaan herdenk waar Jesus opgestaan het. Nou ek wil met u praat oor Love Grew Where the Blood Fell. En daar is soveel wat 'n mens kan sê. Maar ek wil hê dat u u harte gaan oopmaak vanmôre vir die Here, dat hy met u kan praat oor dit wat Goeie Vrydag oor gaan. En dat God vanoggend verheerlik sal word deur ons wat ook hierdie kruisigingsgebeure herdenk. Ek lees vir u uit Johannes 19 vers 16 tot 18. Toe het hy hom dan aan hulle oorgegee om gekruisig te word. En hulle het Jesus weggeneem en hom weggelei. En hy het sy kruis gedra en uitgegaan na die sogenaamde hoofskedelplek in Hebreëus Golgotha, waar hulle hom gekruisig het en saam met hom 2 ander, een aan elke kant en Jesus in die middel. Nou ek wil begin deur te praat oor die bloed wat geval het, die prys van sonde. Nou weet jy broeder en suster, sonde is nie klein nie, is nie 'n klein ding nie. Sonde is absoluut opstand teen God. Sonde is om verkeerd te doen voor God. Sonde is om gehoorsaam te wees aan God. So dis nie oppervlakkig nie. Maar sonde het 'n prys. Romeine 6 vers 23 sê wat daai prys is, want die loon van die sonde is die dood. Dis die prys van sonde, die dood. En op Golgotha het daardie prys sigbaar geword. Hoekom? Want Jesus is gekruisig vir ons en hy het gesterf vir ons. Hy is dood vir ons. Jesaja 53 vers 5 sê so mooi, maar hy is terwille van ons oortreding is hy deurboor, terwille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring was op hom en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. So hy is ter wille van ons deurboor.
Elke sweepslag, elke spyker, elke druppel bloed was nie toevallig nie. Maar dit was plaasvervangend. Wat bedoel ons met plaasvervangend? Jesus het in ons plek die prys betaal. Ons moes die dood kry, maar Jesus was plaasvervangend in ons plek. Wat het Jesus dan gedoen? Hy het ons skuld gedra, hy het ons straf gedra, hy het ons plek ingeneem. 1 Petrus 2 vers 24 sê dit so mooi, hy wat self ons sondes in sy liggaam op die hout, op die kruis gedra het. Nou broeder en suster, as ons kyk na die kruis vanmôre en as jy daarna links gaan kyk, gaan jy sien wat Annika die span vir my daar opgesit het. Love grew where the blood fell. Die kruis wys hoe ernstig sonde is. Maar dit wys ook hoe groot God se genade vir my en jou is. Sy genade is geweldig groot vir ons. Tweedens dan kyk ons ook hierdie liefde wat gegroei het en dit wys na God se hart. Jy sien, die wêreld het daardie nag 'n nederlaag gesien, maar God het 'n oorwinning bewerkstellig. En weet jy, dit kom alles van Johannes 3 vers 16 af, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Want so lief het God die wêreld gehad, vir ons gehad. Jy sien, die kruis is nie net pyn nie. Dis ook dan liefde wat sigbaar geword het. Daai liefde het sigbaar geword vir almal om te sien. Romeine 5 vers 8, maar God bewys sy liefde tot ons daarin. En wat? Dat hy sy seun vir ons gegee het. Jy sien, God het nie gewag vir perfekte mense nie, want dan sou hy vir ewig gewag het. Daar is nie perfekte mense nie. Daar was een, Jesus, maar daar is nie perfekte mense nie. Hy het gekom, toe ons sondig was, toe ons gebroken was, toe ons verlore was, toe Jesus gekom en ons gehelp. Hy het gekom toe ons hom nodig gehad het. Gekom toe dit rof gegaan het. Toe daar nie hoop was nie. Jy sien waar Jesus se bloed geval het daar 'n paar goed gebeur. Vergifnis het begin groei. Hoop het begin groei. Die genade het begin groei. Dis wat gebeur het met my en jou. En weet jy, as ons dan kyk na die kruis, dan sê die kruis vir ons 'n paar goed. Die kruis sê, God het jou lief. God het jou nie vergeet nie. God roep jou terug na hom toe. Dit sê die kruis vir ons. Saterdag aand was verskriklik traumaties vir my en my gesin. In kort. Dis reeds laat, dit was baie laat, hier kom Melanie in, maar sy huil en sy is in 'n toestand. Toe die skoonfamilie uit die Kaap uit geskakel om vir haar te sê, haar boetie is dood. Toe moes ek vir sy ma en pa dit gaan sê. En dit was verskriklik. Kan jy vir julle sê hoe verskriklik, wat verskriklik? Dan gaan al my kinders het ook gekom, dit was verskriklik. En ek het by myself verwonder, hoe gaan ons deur dit kom? Hoe? Nou ons het Dinsdag die begrafnis in die Kaap en ons nog so in toe ry, Sondag na diens. En ons moes alles van hier af reël, maar weet jy wat? Elke keer kom ek maar terug by die kruis waar die Here sê, maar julle sal okay wees. Want ek het selfs vir dit vir julle gesterf. Broeder en suster, jy het God nodig. Ons kan nie sonder hom nie.
Dis hoekom ons so terug gaan kruis toe, want dis waar Jesus vir ons sê, ek het jou lief. Ek het jou nie vergeet nie. Ek sê jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. God roep ons terug na hom toe. Derdens, die lewe wat daaruit groei, dis die vrug van die kruis. Jy sien, baie dink die kruis is die einde. En die vyand het so gedink, en al die mense wat betrokke was by Jesus se kruisiging, het gedink, dit was die einde. Maar broeder en suster, dit was nie die einde nie. Dit was die begin. Johannes 12 vers 24 sê, as die koringkorrel nie in die grond val en sterf nie, dan kan daar nie lewe kom nie. Dan kan daar nie nuwe lewe kom nie. So partykeer moet ek en jy dit vat en sê, ek verstaan nou, daai korrel moet in die grond val en ontkiem. Hy moet sterf, sodat daar weer lewe kan kom. Jy sien, Jesus het gesterf, maar hy daar die dood het daar 'n enorme oes gekom. Nou kom ons kyk, wat se oes het daar gekom? Wat groei uit die kruis uit? Eerstens verlossing. Efesiërs 1 vers 7 sê, in hom het ons die verlossing deur sy bloed. So eerstens wys die kruis, die groei wat daaruit kom na verlossing. Tweedens, wys dit op versoening. Kolossense 1 vers 20, as vrede gemaak deur die bloed van sy kruis. So daar's nou vrede tussen my en jou en God, as gevolg van Jesus Christus, die kruis. Derdens, wat groei nog uit die kruis uit? Nuwe lewe. 2 Korintiërs 5 vers 17 sê, as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. En dis as gevolg van die kruis. As gevolg van dit wat Jesus vir ons gedoen het. So wat groei uit hierdie kruis uit? Verlossing, versoening, nuwe lewe. Dis wat God vir my en jou gee. Jy sien, die kruis verander mense. Dis hoekom ek en jy moet teruggaan kruis toe. En weer eens gaan kyk, wat het Jesus vir ons daar gedoen? Dat die sondaar gered, gebroke herstel, en die verlore is weer gevind. Dis wat die kruis doen. Dis hoekom ons moet teruggaan na die kruis. Nou kom ons kyk na die praktiese toepassing vir ons vandag. Jy sien, die kruis vra reaksie. Ek en jy moet reageer. En ek gaan nie net oor emosie nie, het gaan nie net oor bewondering nie. Ek en jy moet oorgee. Daar moet 'n oorgawe wees, wat ek en jy kan sê, Here, ek gee oor aan U, want die kruis beteken vir my alles. Dis waar U die prys vir my betaal het. Dis waar U my siektes, my sondes en my stryd en alles op U geneem het. Dis daar waar dit gebeur het. So broeder en suster, eerstens moet ons hierdie liefde van Christus aanvaar, want hy het vir my en jou gesterf. Ek het nou in die week met mense gepraat, waar ons besig is om ander begrafnis te gereël het, waar hulle vir my sê, maar God het van my vergeet. Toe sê ek, hy het nie. Want sy belofte is in sy woord, hy sal ons nooit begewe en nooit verlaat nie. Hy sal nie van ons vergeet. En weet jy wat? Ons gaan miskien deur hierdie stryd, deur al hierdie probleme, maar weet jy wat? Sunday is coming. Jou oorwinning is op hande. Jy is miskien in jou lewe op daai punt waar jy op die Vrydag is. En op die Saterdag waar daar niks aangaan nie, daar's net stilte en jy weet nie wat gaan gebeur nie. Maar Sondag kom waar die opstanding en die oorwinning is. So ek en jy moet teruggaan na die kruis. Want Jesus het vir my en vir jou gesterf. Tweedens, bely jou sonde. Want weet jy wat, die kruis het ons gehoor, wys hoe ernstig die sonde is. Sonde
beteken dood, as dit nie was vir Jesus Christus nie. Bely jou sonde. Sê vir die Here, Here, ek weet ek is sondig, ek het droog gemaak. Here, in die kruis wys vanoggend vir my hoe ernstig dit is. Derdens, leef 'n nuwe lewe. Galasiërs 2 vers 20 sê, ek is met Christus gekruisig en ek lewe nie meer nie, maar is Christus wat nou leef in my. Ek saam met Christus gekruisig, sê Paulus. Ja, ek en hy saam met hom gekruisig, ons moes eintlik daar gehang het, nie hy nie. Maar Jesus het dit vir my en vir jou gedoen. Jy sien, daarom moet jy nie meer vir jouself lewe nie. Dit moenie meer gaan oor me, myself en I nie. Moenie gaan oor, ag, ek is die belangrike een nie. Nee, dit gaan oor hom. Ek leef nie meer vir myself nie. Ek leef vir hom. Dis waaroor dit gaan, broeder en suster. Ek het gistermiddag nog 'n troue ook gehad en dit was vir my verskriklik moeilik in my voorbereiding. Want Konrad, ek dink nie jy dit al ooit oorgekom nie, hoor hier. My huwelikspreek moes gaan oor die Paas. Dink ek by myself, hoe in die lewe gaan ek die huwelik en die Paastyd by mekaar uitkry? En wow, God help 'n mens om dit by mekaar uit te kry. Maar broeder en suster, as dit nie vir die kruis was, was daar nie 'n huwelik in Christus nie. Want die kruis praat van 'n nuwe begin, 'n huwelik is 'n nuwe begin. Daar's soveel tipologie van die kruis wat kan heenwys huwelik toe. Ek was verstom. En die mense se oë was net so groot, want hulle het nie gedink, dit kan gebeur nie. God is so getrou. Want die kruis beteken eintlik alles, en wys hier na alles. Want dis waar alles begin. Ek en jy moet teruggaan na die kruis. So leef nie meer vir jouself nie, leef vir hom. En ek was nie vanoggend baie lank nie, want ons 'n bietjie tyd ook spandeer by die nagmaal, en Annika het nog 'n lied wat sy vir u gaan sing. En ek wil spesifiek praat oor die plek waar die liefde gegroei het dan, ten slotte. Op Golgotha het die wêreld bloed gesien, maar God het liefde gesien. Waar spykers deur hande gegaan het, het genade begin vloei. Broeder en suster, die kruis, skus, ek gaan nou hoek toe gaan. Die kruis is waar alles vir my en jou begin het. Waar Jesus deurboor is vir ons. En waar sy bloed vir ons gevloei het. Hy het dit gedoen vir my en jou. Annemarie, vir jou. Vir elkeen van ons het Jesus dit gedoen. En ek en jy moet dit net aanvaar vanmôre en dit ons eie maak vanmôre om te sê, Here, dankie. Dit was vir my. Erika, vir jou. Vir elkeen van ons. Dit was vir ons. Vir jou as individu. Weet iemand het eendag iets moois gesê, toe die Here gesterf het aan die kruis, was elkeen van ons se naam reeds op sy tong gewees. Want hy het gedink aan ons elkeen wat nog sou kom ook, en wat nog gaan kom. Het aan ons gedink, want dit was vir ons wat hy dit gedoen het. Dit was vir ons wat hy die prys betaal het. Waar dorings die hoof deurboor het, het hoop begin groei. Waar bloed die aarde geraak het, het iets gebeur, waar die wêreld nooit weer sou verander nie, want daar was die verandering op daai stadium. Die wêreld sal nooit weer so verander, soos wat dit verander het daai dag nie. Daai dag. Want wat het gebeur? Liefde het begin groei. Love grew where the blood fell. Openbaring 1 vers 5. Aan hom wat ons lief het,
en ons van ons sondes gewas het in sy bloed. Sien toe Jesus op Golgotha, as sy bloed op Golgotha val, het God se liefde begin groei. Het daar iets begin gebeur, en weet jy wat, daardie liefde groei vandag nog in elke hart wat na die kruis toe kom. Daar's 'n ou liedjie wat sê, daar is plek by die kruis vir jou. En ek gaan nog vir jy probeer sing, ek hoop dat ek kan al die woorde onthou. Het het my vanoggend weer so geruk toe ek aan die lied dink. Daar is plek by die kruis vir jou. Daar is plek by die kruis vir jou. Al het duisende gekom, is daar steeds plek vir jou. Daar is plek by die kruis vir jou, en ook vir my. Daar is plek by die kruis vir my. Daar is plek by die kruis vir my. Al het duisende gekom, is daar steeds plek vir my. Daar is plek by die kruis vir my. Broeder en suster, daar is plek by die kruis vir ons. Vir elkeen van ons. As we net kom. Because love grew where the blood fell. Kom ons buig ons hoofde. Here, dankie dat U vanoggend met ons gepraat het. U het intensief met ons gepraat. Here, goeie Vrydag is 'n goeie Vrydag. Dis 'n wonderlike Vrydag. Dis die wonderlikste dag op die Christelike kalender. Want dis waar die oorwinning begin het. U het U lewe vir ons gegee. U het plaasvervangend in ons plek gesterf. Al ons sondes, al ons siektes, al ons pyn, al ons probleme op U te neem. Sê vir U dankie, Vader. Dankie vir wat U gedoen het. Dankie dat ons kan weet, al het duisende gekom, is daar nog steeds plek vir my, vir elkeen. Dankie, Jesus. Dankie vir die kruis. Dankie vir wat U gedoen het aan die kruis. U is 'n wonderlike God. Dankie vir die ou ruwe kruis. Ag Annika, maak reg, jy gaan hom nou vir my sing asseblief. Dankie Jesus. Kom ons luister na hierdie lied, baie ou lied, wat my dogter Annika vir U gaan sing. Baie dankie. Staan 'n oorruwe kruis, 'n teken van skande en pyn. Ek bemin die ou kruis, waar God dierbare seun vir 'n wêreld van
Ja, ek klem aan jou riewerkry en verruil dit teen dag vir ek rooi. Oor jou riewerkruis deur die wêreld versmaak, laat 'n wonderbaar trek vir my naam. Want die dierbare lam het die hemel verlaat en hy dra dit tot op Golgotha. Ek bemin daardie ou riewerkruis tot ek voel om my skatte vertoon. Ja, ek klem aan jou riewerkruis en verruil dit een dag vir ek rooi. Ja, ek klem aan jou riewerkruis en verruil dit een dag vir ek en verruil dit een dag vir ek Broeders en susters, ons kom nou by die nagmaal en ons gaan die elemente uit, Pieter, julle ouens kan maar vorentoe kom en begin uitdeel. Ek vra dat u die elemente by u sal hou, dan gaan ons die nagmaal saam as gemeente gebruik voor die Here. En die musikante gaan van ons 'n liedjie speel terwyl ons wag. Your blood, that Jesus shed for me, way back on Calvary, the blood that gives me strength from day to day, it will never lose its power.
It soothes my doubts and calms my fears, and it dries all my tears. The blood that gives me strength from day to day, it will never lose its power. For it reaches to the highest mountain, and it flows to the lowest valley. The blood that gives me strength from day to day, it will never lose its power. For it reaches to the highest mountain, and it flows to the lowest valley. The blood that gives me strength from day to day, it will never lose its power. Kom ons sluit net ons oë, dan bid ons saam. Dierbare Vader, baie dankie dat ons nou die nagmaal kan vier as 'n lofoffer, as 'n dankoffer. Here, dankie dat U gesterf het aan 'n kruis vir ons. Here, ons rig ons oë vanoggend op U as die leidsman of einde van ons geloof. U wat aan daai kruis gehang het, maar oorwinning gebring het op daai kruis. Here, ons eer en ons aanbid U. Dankie ook dat ons die nagmaal kan gebruik tot U eer, Here. In Jesus naam. Amen. Ek lees vir ons 'n stukkie daar in Hebreërs 10 vers 9. En hy het daarna gesê, kyk, ek kom om U wil te doen, o God. Jesus wat hy praat. Ek neem die eerste weg om die tweede te stel. Hy vat die eerste verbond weg, die wet, die verbond van die wet, en hy bring genade. Dan sê hy, deur hierdie wil, die wil van God, is ons geheilig, deur die offer van Jesus Christus, die liggaam van Jesus Christus, net eenmaal. Die Engelse Bybel sê het vir my so mooi, hy sê, once for all. En ons kon eenmaal gered word. En ons is vir ewig by hom. En niks kan ons uit sy hand uitruk nie. 1 Korintiërs 11:26 gaan aan, hy sê, want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here tot hy kom. Ons verkondig vanoggend die Here Jesus se dood in die nagmaal wat ons gebruik. Ek lees dan ook die formulier, hy sê, want ek het van die Here ontvang, wat ek ook aan julle oorgelewer het, dat die Here Jesus in die nag, waarin hy verraai is, brood geneem het, en nadat hy gedank het, hy het gebreek en gesê, neem eet, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word, doen dit tot my gedagtenis. Kom ons vat die broodjie wat ons het, en ons neem en eet dit, tot eer van die Here.
En net so die beker na die ete, met die woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed. Doen dit so dikwels as julle daaruit drink, tot my gedagtenis. Kom ons neem die sap, en ons besef vanmôre die bloed van die Here het ons vrygemaak en ons heilig verklaar. Wat 'n voorreg is dit nie net, om in 'n land te kan lewe, waar ons nog kan die nagmaal gebruik, waar ons nog 'n preek kan hoor soos vanoggend, waar ons die Here kon aanbid vanmôre. Ons gee hom al die eer en al die lof. En ons bid vir ons land se mense, dat die Here sal elkeen aanraak, en lewens verander, tot sy eer. Kom ons sluit ons oë. Here, baie dankie dat ons vanoggend die nagmaal kon vier, as 'n lofoffer, Here, tot U. 'n Liefdesoffer wat U gebring het, Here. En waar ons kan staan vanmôre, en waar ons kan vashou aan. Met die wete, Here, daar het oorwinning gekom. En soos ons nou gehoor het, Here, daar is plek. Al het daar duisende gekom, miljoene gekom. Daar is steeds plek vir my, en vir elkeen wat luister vanmôre. Dankie dat ons na U toe kan hardloop vanmôre, Here. Met die wete, ons koning lewe. En ons eer die Here. Hoe goed is U nie net nie. Ons dank U daarvoor, in Jesus naam. Amen. Baie dankie, Pastoor Japie. Broeder en suster, dankie dat u vanoggend hier was. Hier is 'n besonderse manier om so kruisiging te kon gevier het. Vir die Here dankie te kon sê. En mag die Here vir u ryklik seën. Vir die wonderlike onderneming. Ek wil vir u vra asseblief, bring môre aand iemand saam vir ons paasproduksie, en dit gaan net baie spesiaal wees. En dan Sondagmôre ons opstandingdiens. So môre aand is dit 9:00 en dan Sondagoggend ons opstandingdiens. Môre aand is 6:00 en Sondagoggend is ons opstandingdiens 9:00. Daar het ek dit nou uiteindelik. Môre aand 6:00, Sondagoggend 9:00. En ons kyk regtig uit vir u. Kom ons gaan opstaan, ons gaan met 'n laaste lied gaan ons sing, en dan gaan ons afsluit en vir die Here dankie sê. Pastoor Wiet, jy gaan vir ons kom afsluit. Vir die Here dankie sê. So kom ons staan en sê vir die Here baie dankie. Dankie Annika. In the precious blood.
Halleluja. Die Here is groot, die Here is goed. En soos ons nou gehoor het, daar's krag in die bloed van die lam. Baie dankie vir die woord, Pastoor Andries. Wat 'n wonderlike woord was dit net nie gewees nie. En laat ons nooit, maar nooit sal vergeet dit wat die Here vir ons gedoen het nie. Om vir ons aan die kruis te sterf. Al die lof en eer aan hom. Kom ons sluit die oë. Here, hoe wonderlik was dit nou nie vanoggend net om hier te kan wees en die woord te kan hoor. Here, net weer eens te kan besef met dit wat U vir ons gedoen het, Here. U liefde te bewys om vir ons aan die kruis te kon sterf, Here. Here, ons wil kom en ons wil sê baie, baie dankie. Here, dit was hartseer tyd, Here. En nog steeds voel dit vandag hartseer, Here, om dit net te besef dit wat U vir ons gedoen het. Maar Here, laat ons kan weer die oorwinning het gekom, want ons het Sondag gaan herdenk, Here. Al die lof en eer aan U. Here, seën elkeen waar ons uit mekaar uitgaan. Ons pleit die bloed van Jesus oor elkeen af, Here, vir beskerming, dat ons veilig by ons tuiste sal uitkom, Here. Here, as die wil is, dat ons weer bestemde tyd by mekaar sal kom, Here, waar ons U naam kan groot maak, die al die lof en al die eer gee. En ons sê dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Broeder en suster, die Here seën vir u so ryklik. Wonderlike Paasnaweek vir u verder. Ons hoop ons sien u môre aand 6:00 en Sondag 9:00.